Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die wonderbaarlike realiteit dat Jesus se leë graf die absolute waarborg is, dat ons sondeskuld ten volle betaal is en dat ons geregverdig voor God staan. Ons skrifgedeelte vir vandag vind ons in Romeine 4 vers 25 wat soos volg lees: Hy is oorgelewer ter wille van ons oortredinge en opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Hierdie opstandingssondag vier ons die absoluut grootste wonderwerk in die geskiedenis van die mensdom. Die Here Jesus Christus het nie in die graf gebly nie, hy het liggaamlik en sigbaar uit die dood opgestaan. Hierdie historiese wonderbaarlike feit is die finale, onomstootlike bewys dat sy dood aan die kruis die skuld van al ons sondes ten volle betaal het. Die leë graf is die onomstootlike bewys dat God die Vader die volmaakte offer van Jesus Christus aanvaar het. Dit dien as 'n goddelike kwitansie wat Christus se laaste kruiswoord in Johannes 19 vers 30, dit is volbring, vir ewig bekragtig. Hierdie eenmalige betaling van die mensdom se sondeskuld beteken dat die ewige lewe 'n suiwer genadegawe is, wat enige menslike bydrae of werke gebaseerde toevoeging kategories uitsluit. Sonder die liggaamlike opstanding sou die kruisiging slegs 'n hartseer tragedie wees, die onregverdige dood van 'n goeie man. Die apostel Paulus waarsku die gelowiges duidelik in 1 Korintiërs 5 vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Maar omdat hy leef, word die kruis ons oorwinning. Waar Christus se dood aan die kruis die straf vir ons sondes gedra het, skenk sy opstanding aan ons sy toegerekende geregtigheid, daardie forensiese of wetlike vryspraak voor God wat ons redding bekragtig. Dit waarborg dat regverdigmaking onmiddellik aan die gelowige toegestaan word, die oomblik wanneer hy sy persoonlike geloof in die Here Jesus Christus plaas. Hier is 'n praktiese stap vir vandag. Staan vandag 'n oomblik stil om die opgestane verlosser te loof vir sy finale oorwinning oor die dood in die graf. Res met 'n stille gemoed in die ewige sekerheid dat jou sondeskuld ten volle betaal is en dat skrifgedeeltes soos 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 aan jou die tasbare wete gee dat jy nou reeds die ewige lewe besit. Kom ons lees 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 saam. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Deel gerus hierdie boodskap van hoop vandag met die verlore mensdom om jou, sodat ander ook sekerheid kan vind. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe, om U innig te bedank vir die voltooide werk van U Seun, die Here Jesus Christus aan die kruis. Dankie dat ek met volkome sekerheid in hierdie vrymakende waarheid kan rus. Omdat hy leef, hoef ek nooit weer die dood of enige toekomstige oordeel te vrees nie. Ek loof U dat my regverdigmaking 'n ewige realiteit is, wat uitsluitlik deur my vertroue in Christus se belofte verkry is. Omdat Jesus liggaamlik uit die graf opgestaan het, weet ek dat my ewige lewe permanent veilig in Hom bewaar word, geheel en al losgemaak van my eie werke of wisselvallige menslike prestasies. Mag hierdie heerlike wete my elke dag in heiligmaking en disippelskap lei, nie as 'n voorwaarde om gered te bly nie, maar uit diepe dankbaarheid vir die onvoorwaardelike genadegawe wat ek reeds besit. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag se broodbrokkie saam met my gedeel het. As jy dieper wil delf in skrifgebaseerde artikels wat fokus op God se wonderlike genade, gaan besoek gerus ons webwerf by dieskrifte.org. As vandag se boodskap vir jou iets beteken het, like asseblief die video en deel dit met ander. En maak seker jy is ingeteken, sodat ons mekaar môre weer hier kan sien. Mag jy vandag God se genade tasbaar beleef. Seëngroete.